Goeiedag en baie welkom by SA Gemeente se aanlyn diens vandag. Dit is 'n wonderlike sonnige Brittanje wat ons heidaglik ervaar. En vir baie nuwe lidmate is dit 'n nuwe ervaring na 'n koue en 'n nat winter. Net soos wat Engeland se sokkerspan se nuwe aanslag werklikwaar vars en goed is. Ons tema vandag is vernuwing. Ek vertrou dat God sy woord en sy wil aan elkeen van ons gaan bekend maak. En net om jou te herinner, al SA Gemeente se vorige preke is op die webwerf of op die app beskikbaar. Elke week se inligting en inligting, die aksies en die gebeure kan jy ook daar kry en vind. En die Noorde wil elkeen van julle uitnooi om saam met ons Joe Black en Revensie se Nickel Black vertoning te kom bywoon. Daar's net een konsert in Londen in Putney op Woensdag die 8ste Julie en daar's net 220 kaartjies beskikbaar. En dan is daar een konsert in Eton op Donderdag 9 Julie. So gaan kry jou kaartjie op die link op die webwerf, Facebook of WhatsApp en maak seker jy is daar. Ons sien uit om jou daar te sien. Dit is 'n voorreg om vandag saam te kan kuier rondom God se woord. Kom ons raak dan nou stil vir ons Here. Here, ons almagtige God en Vader, ons wil vir U loof en prys dat ons in U naam kan bymekaar kom op hierdie nuwe manier in vergelyking met hoe lank U kerk reeds bestaan. Dankie Here dat U met ons elkeen spreek, nie deur die woorde van 'n nietige dienaar nie, maar deur U Gees. Deur U Heilige Gees wat ons stil maak, wat ons vertroos, wat ons versterk. En daarom vra ons o Heilige Gees, maak U woord vandag aan ons bekend, jonk en oud, en help ons om werklikwaar te hoor, te sien, te verstaan en nie te dink oor U woord wat U aan ons bekend en beskikbaar maak. Ons bid dit in Jesus ons Here se naam. Amen. Vriende, broers en susters in ons Here Jesus Christus, daar is iets in ons almal wat van iets nuut hou. Ons hou van nuwe dinge, 'n nuwe jaar, 'n nuwe huis, nuwe werk, 'n nuwe baba in die familie, 'n nuwe begin na 'n moeilike tyd, selfs 'n nuwe rekenaar of 'n nuwe motor of 'n nuwe plan. En dit laat mens voel, miskien kan dinge nou anders wees. Maar ons weet ook, nuut bly nie altyd nuut nie. Die nuwe kar kry sy eerste skraap, die nuwe huis se boiler breek. Die nuwe plan hou net tot daardie tweede week. En die nuwe jaar begin met goeie bedoelings, maar dan kom die ou moegheid, die ou spanning, die ou patrone, die ou bekommernisse net weer terug. En baie van ons ken dit op 'n dieper vlak. Ons leef 'n nuwe lewe hier in die VK, op hierdie eiland. Dankbaar vir geleenthede, veiligheid, werk, skole, vir 'n toekoms, maar tog gaan dit soms gepaard met 'n vreemde mengsel in ons harte. Ons is hier, maar 'n deel van ons is soms nog daar. Ons bou 'n lewe, maar ons mis mense, ons werk hard, maar ons is soms so moeg. Ons kinders word groot in 'n ander kultuur. Ons probeer geloof vashou in 'n wêreld waar geloof dikwels privaat of vreemd of selfs onnodig voel en verklaar word. En dan kom God se woord vandag, nie met 'n oppervlakkige boodskap van verf net oor die ou lewe met 'n nuwe laag verf nie. Die evangelie sê iets baie duideliker, baie dieper, groter en genadiger. Dis nie, jy moet jouself nuut maak nie, maar in Christus maak God ons nuut. 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 19 sê, iemand wat in Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en ons aan die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Vernuwing is die hart van die boodskap vandag. God maak die wêreld nuut. Christus maak sy mense nuut en die Heilige Gees maak gelowiges van binne af nuut. Ons vernuwing is in God. Maar wat beteken dit vir jou en my? God maak sy wêreld eerstens nuut. Om te verstaan wat Paulus bedoel met 'n nuwe wese of nuwe skepping, moet ons teruggaan na die begin. Genesis 1 vers 1 tot 2 sê, en dit begin met hierdie bekende woorde. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Voor daar 'n volk was, 'n kerk was, of voor daar Suid-Afrika of Engeland was, voor daar 'n geskiedenis was God daar. God is nie deel van die skepping nie, God
staan nie binne in hierdie wêreld asof hy een van die kragte van die natuur is nie. God is die skepper. Hy spreek en daar is lig. Hy beveel en die water skei. Hy roep en lewe kom voort. Dit beteken die wêreld behoort nie aan chaos nie. Dit behoort nie aan toeval nie. Dit behoort nie aan die magte van geld of politiek, kultuur of dood nie. Die wêreld behoort aan God. Maar ons ken almal die verhaal. Ons weet hoe alles gebeur het. Die wêreld wat God goed geskaap het, is deur sonde gebreek. Ons sien dit oral. Ons sien dit in ons werkplekke, in verskillende lande, in kerke, in families, in huwelike, selfs in ons eie harte. Die skepping is goed, maar ook gebroken. En tog los God sy skepping nie daar nie. Johannes 1 vers 1 tot 5 neem ons weer terug na Genesis. In die begin was die woord daar. Die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uithoof nie. Johannes sê die woord waardeur God in die begin geskep het nie stil geword nie. Die woord het vlees geword. God kom self in sy gebroke wêreld in. Hy kyk nie net van ver af nie, hy stuur nie net 'n boodskap nie, hy kom self. In Jesus Christus kom God in die wêreld in wat hy gemaak het, om die wêreld wat stikkend is, te herstel. En daarom kan ons as gelowiges in 'n gebroke wêreld leef sonder om moedeloos te raak. Ja, ons sien die gebrokenheid, ons voel dit, ons dra dit, maar ons glo nie dat gebrokenheid die laaste woord het nie. God het die eerste woord gehad en God sal die laaste woord hê. Kyk, ek maak alles nuut. Dis soos die gesang vir jou en my sê en wat ons sing, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Kyk, ek maak alles nuut, sê God. Laat hom wat dors het kom en hy sal vind, hy is my kind, ek is 'n God vir hom. Die almagtige God wat sy wêreld en skepping kom nuut maak het sy seun gestuur om sy kinders, sy volk, sy mense nuut te maak. Christus maak sy mense nuut. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. En letterlik dra hierdie versie gedagte of die belofte van vernuwing. As iemand in Christus is daar 'n nuwe skepping. Daardie woorde in Christus is belangrik, want ons word nie nuut omdat ons beter mense is as ander nie. Ons word nie nuut omdat ons Suid-Afrikaners is nie. Ons word nie nuut omdat ons goeie waardes het of kerk toe gaan of harder probeer nie. Ons word nuut omdat ons in Christus is. En wat het Christus gedoen? Paulus verduidelik dit net 'n paar verse later. God het ons deur Christus met homself versoen. En dan in vers 21, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, vrygespreek kan wees. Dis die wonder van die evangelie. Christus kom nie net om vir ons 'n beter voorbeeld te wees nie. Hy kom nie net om vir ons nuwe morele inspirasie te gee nie. Hy kom om die ou mens, die sondige mens, die skuldige, die verlore mens met God te versoen. Aan die kruis dra Christus ons sonde. In sy opstanding breek hy die mag van die dood en die sonde. En in hom begin God 'n nuwe mensdom. Dit is hoekom Paulus kan sê, die oue is verby, die nuwe het gekom. En let mooi, Paulus sê nie die oue is irrelevant nie, of hy sê nie die verlede, jou verlede het nooit gebeur nie. Hy sê nie jou seer maak nie saakie. Hy sê in Christus bepaal hierdie dinge nie jou identiteit nie. Jy is nie meer net jou sonde nie. Jy is nie meer net jou ou wonde nie. Jy is nie meer net jou familieboom nie. Jy is nie jou werkstitel nie. Jy is meer as net jou mislukkings en seer. In Christus ontvang jy vernuwing. Jy word versoen en verlos. In Christus ontvang jy 'n nuwe naam, 'n kind van God, 'n nuwe mens. Ons begin nie by onsself nie. Ons begin by God se genade. God sê nie verander en ek sal jou lief hê nie. God sê ek het jou in Christus lief gehad, nou maak ek jou nuut. En dit is so belangrik want baie van ons dra hierdie innerlike druk. Ons voel ons moet onsself bewys by die werk, by die huis, voor mense, selfs voor God. Maar die evangelie bevry ons van daardie performance slawerny. God maak jou nuut. In Christus aanvaar God jou en juist daarom begin hy jou nuut maak.
Jy word nie soos die reformatie ons op sy mooiste ons leer, deur genade alleen, in Christus alleen, deur geloof alleen, volgens die woord alleen, tot eer van God alleen. Nou kan een van julle dalk sê, goed Andre, ek hoor dit, ek glo Christus maak my nuut, maar hoekom voel ek dan nog so oud hier binne my? Hoekom sukkel ek nog met dieselfde dinge? Hoekom is ek nog ongeduldig, bekommerd, selfgesentreerd, moeg of dalk geestelik droog? Want die Heilige Gees maak ons van binne af nuut. Romeine 12 vers 1 tot 2 help ons deur Paulus wat skryf, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Let op die woorde, laat God julle verander. Vernuwing is nie selfverbetering nie. Dis nie net 'n geestelike weergawe van 'n gym membership of 'n dieetplan of 'n nuwe produktiwiteitsstelsel nie. Natuurlik vra geloof dissipline. Natuurlik vra dit gehoorsaamheid. Natuurlik roep God ons om ons self as lewende offers aan hom te gee. Maar die diepste werk van vernuwing is God se werk deur sy Gees. Die Gees neem die waarheid van Christus en skryf dit dieper in ons harte in. Die Gees maak die woord lewend en oortuigend vir ons. Die Gees verander nie net wat ons doen nie, maar ook wat ons liefhet. Nie net ons gedrag nie, maar ons begeertes. Nie net ons skedule nie, maar ons prioriteite. En daarom sê Paulus, moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie. En ek en jy weet is nie maklik nie, want die wêreld waarin ons leef vorm ons elke dag. Die kultuur sê jy is wat jy bereik, jy is wat jy verdien, jou loopbaan moet klim. Jy is wat ander van jou dink, jou huis moet reg lyk, jou kinders moet presteer, jou tyd behoort aan jou, jou waarheid is joune, jou geloof is joune, dis privaat. Maar die evangelie sê, jy behoort aan God. Dit is ware vernuwing. Wanneer ek nie meer vra, hoe pas God in my lewe in nie, maar eerder, Here, hoe pas my lewe in U wil? Dan word my werk aanbidding tot eer van God, my ouerskap 'n roeping, my huwelik 'n plek van genade, my geld 'n instrument van diens, my huis 'n ruimte van geloof, my gemeente nie net 'n maandelikse afspraak nie, maar 'n geestelike familie en netwerk wat ons verbind met God en met mekaar. Johannes Calvin het dit so kragtig gestel. Ons is nie ons eie nie, ons behoort aan God. En daarom mag ons eie rede en wil nie ons lewe regeer nie. God se wysheid en wil moet oor al ons dade heers. Vriende, as God ons nuut maak, hoe lyk dit môreoggend? En dit lyk dalk so. Ek werk hard, maar my werk is nie my afgod nie. Ek sorg vir my kinders, maar ek doen dit nie uit vrees nie. Ek wys vir hulle dat geloof 'n lewe saam met God is. Ek mis familie, taal, sonskyn, mense wat verstaan, maar ek bring daardie verlange na die Here toe. Ek verskil soms met ander mense, maar omdat Christus my met God versoen het, kan ek 'n mens van versoening wees. En wanneer ek moeg, uitgeput of onseker voel, kom ek terug na die bron en vra Here, vernuwe my deur U woord en U Gees. En daarom is gemeente wees kosbaar. Ons is nie net los individue voor skerms nie. Ons is verbind in Christus, ingebind in sy liggaam. God gebruik sy woord, sy Gees, gebed, gesprek, eredienste om ons nuut te maak. Ons vernuwing begin nie by ons krag nie. Ons vernuwing begin by God. God maak nuut, Christus red en die Gees vernuwe. Die ou ek het nie die laaste woord nie, Christus het die laaste woord, want kyk, die nuwe het gekom. Mag ons gaan leef as nuwe mense wat aan Christus behoort, tot sy eer. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons vernuwing nie by ons eie krag begin nie, maar by U genade. Dankie dat U die God is wat nuut maak, dat Christus ons verlos en versoen en dat die Heilige Gees ons van binne af vernuwe. Here, neem nou U woord en laat dit in ons harte werk. Maak ons nuwe mense in Christus, in ons huise, in ons werk, in ons verhoudings, in ons gemeente, in ons gemeenskap in hierdie wêreld waarin U ons geplaas het en geroep het. Wanneer ons moeg is, bring ons terug na U toe. Wanneer ons bang is, gee ons geloof en volharding. Wanneer ons afdwaal, roep ons terug en wanneer die ou ek weer wil oorvat, herinner ons behoort aan U. Laat ons dan hierdie week leef as mense van hoop, as mense van liefde, vergifnis en nuwe gehoorsaamheid. Wat U, Here,
in ons lewens bring en deel word van U wil. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons Redder en ons Verlosser. Amen. Mag jy en ek werklik nie dink, nie lief hê, nie dien, nie vergewe en nie hoop. Mag ons hier waar God ons geplaas het, ligdraers wees van sy nuwe skepping en mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees, vandag, hierdie week en tot in ewigheid. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het en tyd geneem het om saam met my te kuier. Die inligting vir al die dankoffers en hoe jy betrokke kan wees, volg net hierna op al die skyfies. En ek sien uit om jou Sondag by die kerk te sien. Ek sien uit om jou by Joe Black en Revense te sien. En ek sien uit om saam met jou 'n netwerk tot eer van God te wees, waar ons vernuwing bring, waar ek en jy leef, werk en speel. Tot volgende keer. Totsiens.